Hierdie week kyk ons na die effek van die Iran-oorlog, hoër oliepryse en moontlike hoër rentekoerse wat direk die skaap- en beesmarkte kan beïnvloed. Maar hoe? Ek kyk bietjie hierdie week in meer diepte daarna. Hierdie vleisprysoorsigh word met trots aan jou gebring deur John Deere. Ons doen elke week 'n vraelys oor skaap- en beeslagpryse. As jy weekliks daarmee handel dryf en natuurlik wil deelneem, stuur asseblief vir my 'n WhatsApp op die nommer op die skerm. Meer betrokkenheid ons het, beteken dat ons meer akkurate pryse vir julle kan deurgee. So baie dankie vir jou hulp en vir die wat reeds ons help. Die gemiddelde speenkalfprys vir kalvers tussen 200 en 250 kg het verlede week met 1% gestyg na R42.06 per kilogram, terwyl die top 40% gemiddelde prys hoër verhandel het op R44.14. Die top 10% staan nou op R45.62. Provinsiaal verhandel die Vrystaatse speenkalfprys die hoogste hierdie week op R43.39, die Noordwes staan tans op R42.63 en die Weskaap op R38.95. Dit lyk tans of speenkalfpryse nog so bietjie kan opgaan tot in April en dan dalk weer bietjie terugsak soos ons in die wintermaande inbeweeg en aanbod gewoonlik ook dan bietjie optel. Ek dink dalk die daling gaan hierdie jaar minder wees as in vorige jare weens minder aanbod en meer boere wat moontlik self gaan probeer voer. Die nasionale A23 slagprys staan tans op R61.20 en sukkel in meeste areas om verby die R61 merk te beweeg, met die C-graadpryse tans gemiddeld op R53.75. Die groot bekommernis in meeste kringe is nou die effek wat die hoër dieselpryse en die swakker rand gaan hê op ons insetkostes. Ongelukkig gaan die vleissektor die impak nie vryspring nie en gaan die direkte effek op insetkostes wel gevoel word binnekort. Maar iets wat ons ook in ag moet neem, is die effek wat dit op verbruikers se vraag gaan meebring. Verbruikers se besteedbare inkomstes gaan negatief getref word, wat natuurlik hulle vraag na luukser landbouprodukte negatief kan beïnvloed. Onthou, ons sien gewoonlik 'n skuif in vraag na voedsel, nie noodwendig 'n daling in vraag na voedsel nie. So ons gaan iewers sien mense moet wel eet, so iewers kan daar hoër vraag wees en iewers laer vraag. So as ons dan nog hoër inflasie en moontlik hoër rentekoerse ook gaan hê hierdie jaar, kan die vraag na byvoorbeeld bees- en skaapvleis eerste onder druk kom, wat dan die slagpryse kan beïnvloed later die jaar. Dit tesame met moontlik meer diere wat dan direk van die plase geslag kan word, kan dus baie druk op ons slagpryse hierdie jaar ook sit. In die skaapbedryf het die gemiddelde stoorlamprys met amper 3% gestyg na R47.60, met swaarder slaglammers meer as 32 kg nou op R45.87, bietjie laer week op week. Die Vrystaatse prys skiet dan op laasweek na R49.96, die Ooskaap op R47.28 en die Noord-Kaap steeds aansienlik laer as ander streke op R40.80. Landpryse behoort egter op te tel soos ons na Junie maand toe beweeg en aanbod dan aansienlik minder behoort te wees. Die A23 slagprys daal so 'n bietjie na R93.80 met die C23 prys nou op R26.25. Die moontlike impak van die Iran-oorlog op Suid-Afrikaanse verbruikers kan die skaapbedryf die ergste tref en veral vraag vir dit dan negatief beïnvloed. So ek dink die styging wat ons gewoonlik sien na Junie maand vir slagpryse kan moontlik bietjie minder as normaalweg wees hierdie jaar. As ons dan kyk wat in die wolbedryf aangaan, het die 20 mikron RWS prys gedaal laasweek na R257 per kilogram, met die nie RWS 20 mikron prys laer op R241. Die gemiddelde RWS prys daal dan na R253.67, terwyl die gemiddelde wolprys in Australië ook gedaal het na 17,51 Australiese dollar per kilogram. Ons voel die impak van die hoër oliepryse en insetkostes in die wolmark ook, met vraag vanaf China wat bietjie teruggetrek het en pryse wat dus afgekom het. Die Chinese nuwe jaar is ook nou verby, so dit het ook vraag oor die algemeen laat daal veral vanaf China. So as dit nie vir die swakker rand was nie, sou ons nog 'n skerper daling in wolpryse gesien het weens die vraag wat teruggedaal het. Grootbokpryse daal laasweek na R30.85, kleinbokke styg na R57.26, mediumbokke styg na R52.97 met bokweipryse laer op R44.13. Die einde van Mei is weer 'n groot fees wat moontlik weer beter bokpryse kan beteken.
Soos verwag het die gevriesde ex-abattoir hoenderprys gestyg na R35,69 met varspryse hoër op R42 laasweek met die EQF-prys nou op R36,43. Ek dink ons kan beter vraag verwag en dis beter pryse sien soos ons nou nader aan Paasnaweek beweeg. Ons kyk ook dan elke tweede week na die nuutste eierpryse in die land en sal dit ook nou vir julle inbring in hierdie oorsigte. Die nasionale gemiddelde gegradeerde eierprys staan tans op R21,17 per dosyn, dis nou vir alle groottes ingesluit, terwyl ongegradeerde eiers op R17 per dosyn gemiddeld verhandel. As jy deel wil neem in hierdie weeklikse vraelys of hierdie 2 weeklikse vraelys ten minste, stuur asseblief vir my WhatsApp op die nommer. Meer betrokkenheid gaan meer akkurate pryse vir ons almal daar buite beteken. Die nuutste spekvarkprys daal dan laasweek na R40,66, vleisvarkpryse styg na R41,40, met die nuutste worsvarkprys laer op R32,15 per kilogram. Vooruitskattings toon dat varkpryse nou kan daal soos ons in die wintermaande inbeweeg en vraag meer en meer onder druk behoort te kom. Die daling behoort egter baie kleiner te wees as normaalweg met pryse wat moontlik net onder die R40 merk kan dip, aangesien aanbod steeds beperk is binne in Suid-Afrika. In die voermark het die binnelandse graad 1 lucernprys onveranderd gebly op R3,300 per ton, graad 2 lucern steeds op R2,900 en supreme lucern of supreme kwaliteit lucern ten minste op R4,500 per ton. Choppryse styg egter skerp weens 'n tekort aan aanbod, as ook bietjie hoër mieliepryse oor die afgelope week of 2 en verhandel nou op R2,600 per ton. As ons alles dan saamvat, lyk dit of daar nog 'n bietjie opwaartse momentum in speenkalf en lampryse moontlik kan wees oor die korttermyn, maar die groter prentjie wys steeds na druk wat kan opbou later in die jaar, veral met hoër insetkostes en verbruikers wat dalk minder gaan bestee. Vleispryse bly dus bietjie onder druk terwyl wol en vark bietjie af is ook die laaste week. Aan die ander kant begin die pluimveemark nou bietjie beter lyk soos ons na Paasnaweek te beweeg en kyk ons ook na die nuutste eierpryse wat redelik stabiel gebly het op hierdie stadium. So ja, kortliks, daar is nog geleenthede in die mark, maar ook 'n paar risiko's om dop te hou in die maande wat voorlê. Daai was jou vleis- en voerprysoorsig wat met trots aan jou gebring was deur John Deere. Baie dankie dat jy ingeskakel het en sien volgende week weer.